Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 3 April vir verdere studie. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons dankie, ons loof U en ons prys U heilige naam dat U ons gelei het deur hierdie week. Die week waar ons gaan afsluit met Vrydag se studie, bid ons vir U teenwoordigheid en U krag en U wil om te geskied. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Voordat ons gebore is, het God ons lief gehad. Hy het 'n plan gehad om ons te ken en dat ons hom moet ken. Hy soek ons op, soos 'n goeie herder en nooi ons om elke dag in hom te bly. Ons hoef net te kies om op hom te reageer en dan ons elende en ons Laodicea toestand te verruil vir sy goeie gawes. Openbaring 3 vers 18 en 19 sê vir ons: Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Openbaring 3 vers 18 en 19. Soos die stadige groei van 'n wingerdstok se lote, kan ons verhouding met God stadig groei, of dit kan in spronge kom as gevolg van broodnodige reën. Ongeag die tempo waarteen ons groei en die hoeveelheid vrug wat in ons lewens voortgebring word, het ons daagliks die sap of die Heilige Gees nodig om te verseker dat ons verbind bly aan Jesus. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Die Konings van die Eeue, bladsy 676. Om in Christus te bly beteken 'n voortdurende ontvangs van sy Gees, 'n lewe van onvoorwaardelike oorgawe aan sy diens. Die kanaal van kommunikasie moet voortdurend oop wees tussen die mens en sy God. Soos die loot van die wingerdstok voortdurend die sap van die lewende wynstok trek, so moet ons aan Jesus vashou en deur geloof van hom die krag en volmaaktheid van sy eie karakter ontvang. Ellen G. White, Die Konings van die Eeue, bladsy 676. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, manuskrip 6/7/1897. Hoe moet die droë, losstaande loot een word met die stam van die wynstok? Hoe moet dit deel kry aan die lewe en voeding van die lewende wynstok? Slegs deur ingeënt te word in die wynstok, deur in die nouste moontlike verhouding gebring te word, vesel vir vesel, aar vir aar. Hou die loot vas aan die lewegewende wynstok, totdat die lewe van die wynstok een word met die loot, en die loot vrug dra soos die van die wynstok. Ellen G. White, manuskrip 6/7/1897. Vraag vir bespreking. Vraag nommer 1. Dink terug oor jou lewe. Kan jy enige lewensgebeure identifiseer wat jou in 'n Laodicea geestelike toestand laat verval het? Watter gebeure het jou nader aan God gebring? Vraag nommer 2. Ellen G. White praat van 'n voortdurende ontvangs van sy Gees. Hoe gereeld bid jy vir die Heilige Gees? Wat kan verander as jy elke dag die Heilige Gees ontvang? Vraag nommer 3. Wat kan verander as ons as 'n kerk meer ernstig en meer gereeld vir die Heilige Gees sou bid? Vraag nommer 4. Wees eerlik, selfs pynlik eerlik met jouself oor jou verhouding met God. Watter bewuste keuses moet jy maak om die nabyheid met hom te hê wat hy begeer, maar wat jy self verhinder? Voordat ons kan begin groei in ons verhouding met God, moet ons eers stil staan en oorweeg hoe ons huidige verhouding met hom lyk.
As dit Laodicea-agtig is, of as ons lote nie floreer nie, het Jesus die volmaakte oplossing vir ons geestelike toestand, om in hom te bly.